Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgeles deur Marlena Nel. Vrydag 30 Januarie. Kom ons open met gebed. Liewe Heer, ons sê vir U baie dankie dat U ons elke dag deur hierdie studies gelei het en dat U ons gehelp het om te verstaan. Liewe Vader, hier waar ons nou gaan begin met Vrydag en gaan afsluit met die week, vra ons dat U asseblief teenwoordig mag wees, liewe Vader, en dat U weer eens ons geestelike hart en verstand mag oopmaak, dat ons dit mag verstaan. Ons vra dit in Jesus naam alleen. Amen. Vir verdere studie lees ons 'n aanhaling uit Ellen G. White, Die Koning van die Eeue, bladsy 549. Die een wat die naaste aan Christus sal staan, sal hy wees wat op die aarde die diepste gedrink het uit die gees van sy selfopofferende liefde. Die liefde wat nie groot praat nie, wat nie opgeblaase is nie, wat nie sy eie belang soek nie, wat nie verbitterd word nie, wat geen kwaad toereken nie, in 1 Korintiërs 13 vers 4 en 5. Die liefde wat die disipel daartoe gedring, soos dit ons die Here gedring het om alles te gee, om selfs tot die dood toe te lewe en te arbei en op te offer vir die redding van die mensdom. Dit was die gees wat uit die lewe van Paulus gestraal het. Hy het gesê in Filippense 1 vers 21 en 20, vir my is die lewe Christus, want sy lewe het Christus aan die mense openbaar en die sterwe wins vir Christus. Die dood self sou die krag van sy genade bewys en siele vir hom insamel. Dat Christus groot gemaak sal word in my liggaam, het hy gesê, of dit deur die lewe of deur die dood is. Ellen G. White, Die Koning van die Eeue, bladsy 549. Ons lees dan nou 'n verdere aanhaling uit Ellen G. White, Testimonies for the Church, volume 5, bladsy 8.1 en bladsy 8.2. Dis nie meer lank voordat elke mens getoets sal word nie. Die merk van die dier sal op ons afgedwing word. Diegene wat geleidelik aan wêreldse vereistes toegegee het en tot wêreldse gewoontes ingestem het, sal dit nie moeilik vind om liewer aan die owerhede oor te gee as om hulle self aan bespotting, belediging, gevangenskapbedreiging en tot die dood toe bloot te stel nie. Wanneer 'n menigte valse broeders van die ware broeders geskei word, dan sal die verskuildes geopenbaar word en onder die banier van Christus hulle met uitroepe van blydskap skaar. Hulle wat inkennig en wantrouig was, sal hulle openlik aan die kant van Christus en sy waarheid skaar. Die swakste en twyfelagtiges in die kerk sal soos Dawid gewillig wees om te waag en te durf. Hoe donkerder die nag vir God se volk, hoe helderder sal hulle so sterre skyn. Satan sal die getroues erg tuister, maar hulle sal in die naam van Jesus meer as oorwinnaars uittreë. Ellen G. White, Testimonies for the Church, volume 5, bladsy 8.1 en 8.2, vry vertaal. Vrae vir bespreking. Vraag nommer 1. Dink na oor die waarskuwing in die aanhaling hierbo oor diegene wat geleidelik aan wêreldse vereistes toegegee het en tot wêreldse gewoontes ingestem het. Wat sou dit insluit? Bespreek hoe hierdie nie net op individue van toepassing sou wees nie, maar ook op die kerk in geheel. Vraag nommer 2. God sê in 1 Samuel 2 vers 30, die wat my eer, sal ek eer. Op watter maniere eer ons God? Is dit dieselfde as om aan hom heerlikheid te gee, soos Openbaring 14 vers 7 dit stel? Hoekom of hoekom nie? Vraag nommer 3. Hoe kan ons die konsep om ons eie heil met vrees en bewing uit te werk verstaan, sonder om in die stryk van wettiesheid te verval?